Goeiemôre julle. Ek wil vandag net iets baie besonders en kosbaar met julle deel. Ek sit net vanoggend so en ek maak gou soos my gedagtes net stil om net gou so 'n oombliekie saam met Liewe Jesus te spandeer. En daar's nie regtig eintlik vandag iets in my hart wat ek voel ek voor moet bid nie. En ek sit toe net so en ek begin net die Here prys en hom dien in my hart en sy naam groot maak en so. En gewoonlik dan het ek so 'n idee van 'n teksvers wat ek wil lees of die Heilige Gees sal vir my 'n teksvers gee om te lees. En vandag maak ek my Bybel oop by Psalms 40. So ek gaan dit nou vir julle lees in Engels, maar voor ek dit lees, die boodskap wat ek wil bring is net van hoe gereeld gaan ons na Liewe Jesus toe en vra vir hom, Liewe Jesus, ek is hier om u te dien. Ek kom rapporteer vir diens. Ek kom staan en ek sê, Here Jesus, gebruik my daar waar u my nodig het. Vat my na die plekke waar u my nodig het. So hoeveel van ons gaan en ons gaan sê, Liewe Jesus, hier is ek, gebruik my. Hier is my hande, hier is my voete, hier is my oë, hier is my ore, hier is my mond, hier is my alles, maar gebruik my vir u werk en vir u koninkryk. So hoeveel van ons kan dit doen? Hoeveel van ons gaan regtig en sê, Liewe Jesus, ek wil nie vandag vra vir iets nie, maar hoe kan ek u dien vandag? Hoe kan ek van waarde vir u koninkryk wees vandag? En ja, ons is almal hier om disippels van Jesus te wees. Ons is almal hier om dit wat die disippels mee begin het, om deur die woord te verkondig en te deel met mekaar. Nie die boodskap is te sien en jy hou dit net by jouself nie, of die Heilige Gees gee dit vir jou en jy hou dit net by jouself nie. Ons is almal hier om die woord van die Here te verkondig, maar ons moet ook kom en sê, Liewe Jesus, hoe kan ek van waarde wees vir u koninkryk vandag? Hoe kan ek u dien vandag? Ek kom met 'n lysie van, Liewe Jesus, help my met dit, of kort dit, of ek het dit nodig, of wat nie. Maar net een dag om net te kom en te sê, Liewe Jesus, hoe kan ek u dien vandag? Wat kan ek vir u koninkryk doen vandag? En op Psalms 40, die hooftitel of die opskrif van die teksvers is God sustains his servant. So ek lees dit gou vir julle. I waited patiently and expectantly for the Lord, and he inclined to me and heard my cry. He brought me up out of the horrible pit of tumult and of destruction, out of the miry clay. And he set my feet upon a rock, steadying my footsteps and establishing my path. He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Many will see and fear with great reverence, and will trust confidently in the Lord. Blessed, fortunate, prosperous, and favored by God is the man who makes the Lord his trust, and does not regard the proud nor those who lapse into lies. Many, O Lord my God, are the wonderful works which you have done, and your thoughts towards us. There is none to compare with you, and if I would declare and speak of your wonders, they would be too many to count. Sacrifice and meal offering you do not desire, nor you delight in them. You have opened my ears and given me the capacity to hear and obey your word. Burnt offerings and sin offerings you do not require. Then I said, Behold, I come to the throne. In the scroll of the book it is written of me. I delight to your will, O my God. Your law is within my heart. So ja, mag ek julle call to action vandag en vra. Wanneer jy in jou stilte tyd weer in beweeg, en wanneer jy weer voor die Here gaan stil sit, gaan vra die Here, hoe kan jy hom dien? Waar kan jy van waarde vir sy koninkryk wees? En om te sê, Here Jesus, laat u wil geskied in my lewe, want ek is hier om u te dien. Ek neem my kruis op en ek word 'n disipel van u koninkryk, en mag u woord deur my liggaam, my hande, my oë, my voete, my ore, my
my liggaam u woord help verkondig en gaan verkondig. So ja, julle call to action, gaan vra vir die Here, hoe kan jy hom dien vandag? Mag julle almal 'n blessed en anointed dag verder hê.